Handelinge 23 vanaf vers 6 tot 9 sê die volgende. Paulus het besef dat 'n deel van die Joodse raad Sadduseërs was en 'n ander deel Fariseërs. En daarop roep hy toe in die raad uit: "Geagte broers, ek is 'n Fariseer en ek is uit die Fariseer familie. Dit is oor my toekomsverwagting oor die opstanding van die dooies dat ek verhoor word." Toe hy dit sê, het die Fariseërs en die Sadduseërs onder mekaar begin stry en die vergadering het verdeeld geraak. Want die Sadduseërs sê daar is geen opstanding nie en ook nie engele en geeste nie. Die Fariseërs glo weer dat al drie bestaan. 'n Ewige woordewisseling het toe ontstaan. Sommige van die skrifkenners uit die Fariseërsparty het opgespring en baie heftig hulle saak gestel. "Ons vind niks slegs in hierdie man nie," het hulle geskreeu. "Miskien het 'n gees of 'n engel met hom gepraat." Paulus staan onskuldig om verhoor te word deur die Joodse raad as gevolg van sy getuienis oor Jesus en veral die feit dat hy sê Jesus is opgewek uit die dood. In die raad besef hy dat die planne van ongeregtigheid omvergegooi kan word deur net 'n bietjie wys op te tree. Hy bring die punt van die opstanding uit die dood weer op en hy bring tweedrag in die kamp van die ongeregtigheid, want soos ons hier lees, het die Fariseërs geglo in die opstanding, maar die Sadduseërs nie. Die Fariseërs het geglo in engele en geeste, maar die Sadduseërs nie. En net daarso het hy die hele vergadering van ongeregtigheid verdeel en ontbind en die planne van die vyand ongedaan gemaak. Dit is nie altyd nodig om vandag net passief te wees en toe te laat dat dinge maar hulle gang gaan nie en of alles net te sê ek gaan niks doen nie, ek sal toelaat dat God doen wat hy wil doen. Ek kan ook met wysheid optree, want God gee vir my daardie wysheid en ek is baie keer sy instrument in 'n sekere situasie. En ek kan dinge doen wat daardie situasie dalk gaan verander, wat ongeregtigheid gaan omverwerp en wat God se wil gaan bevorder. Ek moet bedag wees, ek moet oplet op wat om my aangaan en dan moet ek wys optree en ek moet gebruik wat ek tot my beskikking het. Wees jy en ek vandag wys om ons omstandighede te gebruik en gebruik wat God vir ons uitwys om dalk die bose teen te werk en God se koninkryk te bevorder. Kom ons gebruik en kom ons wees wys met dit wat God vir ons uitwys en in ons hande gee. En neem die vrymoedigheid om dit wel te gebruik, want dit is hoe God jou dalk vandag wil gebruik. Kom ons bid saam. Here, maak my wys. Gee vir my insig om die planne van ongeregtigheid te frustreer en die planne van geregtigheid te bevorder. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou.